Goeiedag, ek is Alexia Iman en vandag gaan ek vir julle vertel van STEAM. Die tema wat ek gekies het is plante en sade wat vir graad 1 leerders aangebied gaan word. Eerstens gaan ons kyk na wat STEAM is. Tweedens gaan ek vir julle vertel hoe die tema plante en sade by STEAM gebruik kan word. Derdens gaan ek vir julle vertel watter onderrigstrategieë gebruik kan word by STEAM. Vierdens gaan ek vir julle vertel van ander benaderings wat by STEAM gebruik kan word. En laastens gaan ek vir julle 'n paar konkrete voorbeelde gee van hoe jy STEAM kan onderrig. Kom ons begin. Nou wat is STEAM? As jy gaan kyk na die akroniem STEAM, is dit 'n onderwysproses waar wetenskap, tegnologie, ingenieurswese, kunste en wiskunde saam geïntegreer word. Hierdie onderwysproses stel leerders in staat om op 'n veelvlakkige en inklusiewe manier te dink oor die wêreld. STEAM-onderrig is nie net die studie van inhoud nie, maar dit sluit ook in die toepassing daarvan op werklike probleme. Dit sluit in probleemgebaseerde leer, projekgebaseerde leer en aktiewe leer. Kom ons kyk nou na die tweede vraag. Hoe sal die tema byvoorbeeld plante en sade by STEAM onderwys gebruik word? STEAM bestaan mos uit 5 leerareas. Die S, wat die eerste leerarea is, staan vir wetenskap. So 'n tuin of die aksie van plante plant of tuin maak is 'n lewende wetenskap laboratorium vir kinders. Dit bied leerders die geleentheid om fotosintese en die lewensiklus van plante waar te neem. In wetenskap kan leerders soveel waarneem en ondersoek deur om net na plante te kyk. Hulle kan leer oor verskillende soorte plante, oor verskillende soorte sade, hoe sade versprei en waar sade vandaan kom. Ons het nou klaar gepraat oor wetenskap. Die volgende leerarea is tegnologie of die T in STEAM. In tegnologie kan leerders verskillende soorte tuinmaakgereedskap ondersoek. Byvoorbeeld 'n gieter, 'n tuinsker of 'n graaf. Deur die leerders bloot te stel aan hierdie gereedskap en hoe dit ons help om vir plante te sorg, sal die grondslag lê vir die begrip van tegnologie en die doel daarvan in die lewe. Die derde leerarea van STEAM, die E, is ingenieurswese. Om uit te vind hoe om plante gesond te hou, behels baie beplanning en probleemoplossingsvaardighede, albei wat kernaspekte is van ingenieurswese. Yes, ek het dit reg. In hierdie geval kan plante. In hierdie geval kan leerders beplan waar in hierdie geval kan leerders beplan waar en waarin sade geplant kan word, waar hulle genoeg sonlig, genoeg water en genoeg lig kan kry. Nou die A van STEAM, dit is die 4de leerarea. Nou die A van STEAM, dit is nou die 4de leerarea, is kunste. Tuinmaak of deur om vir plante te sorg, bied eindelose moontlikhede vir leerders om kunselemente te ondersoek, byvoorbeeld kleure, vorms, teksture. Tuinmaak bied eindelose moontlikhede vir leerders om verskillende kunselemente te ondersoek, byvoorbeeld kleure, vorms en teksture. Leerders kan byvoorbeeld die kleure van blommetjies verken, of die verskillende groottes en teksture van sade. Hulle kan selfs die tekstuur van grond voel met hulle hande en dit beskryf vir hulle maats. Daar is soveel maniere om kuns te verken in die tuin. Nou die laaste, maar nie die minste nie, die M van STEAM, dis nou die 5de leerarea, is wiskunde. Van die tel van sade tot die meet van die groei van plante kan leerders
verskillende wiskundige konsepte aanleer deur praktiese of konkrete maniere. Nou, watter onderrigstrategieë kan ons gebruik om STEAM te onderrig? Eerstens moet wagtyd vir leerders toegestaan word. Of ek noem dit buffering in Engels. Dit is basies waar leerders die geleentheid gegee word om kennis te prosesseer en in diepte te gaan kyk wat alles daar is om hulle, om sin te maak van. Die leerders moet in staat gestel word om produktief te sukkel sonder die onderwyser se ondersteuning. Die onderwyser moet vermy om enige oplossings voor te stel. Sy kan wel byvoorbeeld 'n vraag beantwoord met nog 'n vraag, sodat hulle bietjie verder kan dink. So word die leerders aangemoedig om vrae en idees met hul medeleerders te kommunikeer en te bespreek. Hierdie strategie sluit aan by die ontdekkings en interaktiewe benaderings, waar hulle aktief betrokke is in verkenning en waarneming. Leerders kan breinkaarte gebruik om hulle bestaande en nuwe kennis te organiseer, sodat hulle die groter prentjie kan visualiseer. Nou, 'n vloeidiagram kan leerders help om stappe van 'n eksperiment te visualiseer of te verstaan, of selfs om 'n toekomstige eksperiment uit te beplan. So gepraat van benaderings. Die ondersoekgebaseerde benadering is nog 'n benadering wat by STEAM gebruik kan word. Die ondersoekgebaseerde benadering is die proses van dink sodat betekenis gevorm kan word. Ek gaan nou vir julle 'n voorbeeld gee van 'n konkrete aktiwiteit wat by elke leerarea van STEAM gedoen kan word. By wetenskap kan die leerders 'n boontjiesaad ontkiem in watta. Dit is nou by wetenskap kan die leerders 'n eksperiment uitvoer waar hulle 'n boontjiesaad ontkiem in watta. Hierso is 'n voorbeeld wat ek gedoen het. Daarso is 3 boontjies daar binne. Hulle het nou klaar ontkiem. Dit gaan oor die waarneming van hoe hulle 'n boontjie in watta bære en dit elke dag nat maak totdat dit 'n pluimpie vorm. Dit is nou die saadjie met 'n worteltjie en 2 blaartjies. Dan neem hulle waar hoe die pluimpie in 'n saailing verander. Nou wanneer dit 'n saailing is, kan hulle dit in grond plant. En dan kan hulle sien hoe hulle plantjie groter groei en sterker groei totdat dit in 'n volwasse plant verander het. Tegnologie en ingenieurswese gaan gewoonlik hand aan hand saam. Tegnologie is die ontwerp van 'n oplossing vir 'n probleem wat gestel is. Ingenieurswese is waar daai oplossing verder gevat word en tegnologie is waar 'n oplossing ontwerp is vir 'n probleem wat gestel is. Die leerders is blootgestel aan die probleem waar hulle 'n manier moet vind om vir plante water te gee sonder om 'n gieter te gebruik of sonder om 'n glas te gebruik. Enigiets waarin jy water uit die kraan gaan haal en dit net direk vir die plant gee. Hulle moet daai vermy. So, hulle moet gaan dink watse maniere kan hulle gebruik en iets ontwerp. So, ek het 3 voorbeelde. Ja, ek het 3 voorbeelde. Hulle kan byvoorbeeld 'n waterpen ontwerp
Nou hierdie is 'n waterpen. Dit is gemaak van terracotta. Al wat dit doen is jy druk dit in die grond in 'n blompot, in 'n pot met grond in 'n plant. Jy druk hom in die grond en jy het die opsie om water direk in te gooi en dan sal dit geleidelik die grond nat maak. Dan, ek het ook al gesien, jy kan 'n gewone waterbottel, glaswaterbottel, wat hier inpas. En dan bly die waterbottel vol en hierdie ding bly vol en hy maak die water geleidelik nat totdat al die water op is. So, nie al die water gaan direk in die grond in nie. Dit gebeur oor ure of oor 'n paar dae en dan sal jy sien jy moet die water weer vol maak. Hierdie is iets wat hulle kan maak. Dit is nou 'n DIY waterpen. So, dit is 'n gewone Energade bottel. Hulle kan hom maklik afskroef of oopdraai. Okay, nie maklik nie. Maar hulle ouers kan dit vir hulle doen. Dan kan hulle water ingooi, hom weer toemaak, doppie afhaal, doppie oopmaak en hom omdraai. En dan hierdie Susati stokkies druk in die grond in totdat hierdie gedeelte aan die grond raak. Dan sal die water geleidelik deurgaan. Dis een opsie. Nog 'n opsie is 'n potjie wat water self vir die plantjie verskaf deur om die water by 'n tou op te suig in die grond in en dan kan die plantjie water kry. Hier kan hulle net 'n waterbotteltjie, 'n ou plastiek bottel gebruik, 2 liter bottel, 5 milliliter bottel, wat ook al. 5 milliliter, nee. 50 milliliter. Hier kan hulle 'n gewone plastiek bottel gebruik. Ek het 'n ystee bottel gebruik en hom in die helfte gesny, 'n gaatjie in die doppie gemaak en 'n toutjie deurgeryg. Grond in gegooi, plantjie geplant en die plantjie kan self water kry. So elke week kan jy die water omruil en die plantjie sal groei. Nog 'n voorbeeld is, dis die laaste voorbeeld. Nog 'n voorbeeld is 'n waterkruietuin. So ek het hierso 3 koppies waar daar kruie in groei. En al wat hulle nodig het is water. Dis al. En dan sit jy hulle op die vensterbank en hulle groei. Ek het hierdie al op die vensterbank vir 2 weke. Jy kan die wortels sien wat al klaar gegroei het. En elke week sit jy net nuwe water in. En hulle groei. Hierdie een het nou nog nie gegroei nie. Hy het nog niks gedoen nie. Maar hy sal eendag groei. Nou by ingenieurswese, tegnologie se maatjie, is dit waar hierdie oplossings ontwikkel word. So, in die geval kan die leerders hulle eie kweekhuisies maak. Al wat hierdie gebruik is roomystokkies, gewone houtgom en 'n plastiek sakkie wat kan seël. Hierdie sakkie lek glad nie. Die boontjie saad kry genoeg lig, sonlig en elke dag gee vir hom nuwe water en hy groei. Kyk hoe mooi het hy al klaar gegroei. Ooh, hierdie lig. Daar, kan jy mooi sien. Hulle kan hulle naam hierso opskryf. Ek het gesê Lexie se kweekhuisie. En dan skryf hulle die datum wanneer hulle die boontjie saad in die watta hier binne gesit het. En dan van daai dag af kan hulle kyk hoe die boontjie saad groei. Hierdie huisie of
hierdie kweekhuisie kan op die venster gehang word. Hulle kweekhuisies kan in die klaskamer op die venster gehang word, sodat hulle kan mooi deursien hoe hulle boontjies groei en die boontjie kry genoeg sonlig so. Nou, vir kunste kan die leerders hulle eie potjies verf. Hulle kan enige patroon verf, hulle kan 'n prentjie van hulle plantjies verf, of as dit 'n bloemplantjie is, kan hulle die blommetjie daarso op verf. Gewone akrielverf en 'n verfkwas en 'n potjie and you're good to go. So uiteindelik, wanneer hulle plantjies mooi groot is en sterk genoeg is om uitgeplant te word, of oorgeplant te word in grond, sal hulle dit in hulle geverfde potjies plant. En uiteindelik wiskunde natuurlik, bring ek nou weer hierdie krye uit, net as 'n voorbeeld. Daar steek my in die gesig. By wiskunde kan die leerders basiese wiskunde konsepte gebruik om die groei van hulle plantjies waar te neem. So in die geval het ek nou weer my krui as 'n voorbeeld, en hulle gaan boublokkies gebruik. Leerders kan boublokkies gebruik om die hoogte van hulle plantjies te meet deur blokkies vertikaal langs die plant te bou. Die leerders kan boublokkies gebruik om die hoogte van hulle plant te meet deur die blokkies vertikaal langs die plant te pak, al die pad tot by die punt. Oepsie. So, in hierdie geval dit is hoe hulle dit sal doen. Elke dag sal hulle kyk, het die plantjie gegroei, het hy nie gegroei nie. As hy gegroei het, sit hulle 'n blokkie by. En elke dag gaan hulle die blokkies tel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Deur die blokkies langs die plant vertikaal te bou. Deur die blokkies langs die plant vertikaal te pak. Soos wat hulle plantjies groei, gaan hulle blokkies bysit. Soos wat hulle plantjies groei, sal hulle blokkies byvoeg. Soos wat hulle plantjies groei, sal hulle blokkies byvoeg. En elke dag die blokkies tel soos wat hulle plantjies groei, sal hulle blokkies byvoeg. En elke dag die blokkies tel en die afmetings op 'n kalender neerskryf. So sal hulle kan sien hoe hulle plantjies gegroei het.